Hallo geliefde mense, net gou 'n paar woordjies om die nuwe week te begin, om julle te bemoedig en om julle te help om julle te herinner aan hoe ons moet lewe uit die woord van die Here. Lees ek net gou vir julle. Efesiërs 4 vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Dit beteken ons moet 'n voorbeeld wees, ons wat die bloedgewaste kinders van die Here is. Ons moet 'n voorbeeld wees vir almal wat hoor hoe ons sê en wat ons sê, en bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet uit julle verwyder word, saam met alle boosheid. So ons moet absoluut in die wil van die Here lewe, gehoorsaam, regverdig, want God het 'n regverdige lief. Maar hierdie is 'n belangrike een, want dit is deel van die vrug van die Gees, as 'n bewys van die Gees wat in ons woon. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef vir mekaar, soos God ook in Christus julle vergeef het. Dit is 'n baie belangrike deel. Ons moet 'n voorbeeld wees deur dit wat ons uitstraal. Dit is die lig van Christus wat in ons is. Hy sê dan verder in vers 15, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Daarmee wil hy vir ons sê, ons moet so lewe dat ons streng volgens die wil van Jesus moet lewe. Dan kan ons altyd vir onsself sê, soos wat die bandjie wat ek om my arm het vir ons sê, wat sou Jesus doen? What would Jesus do? Om elke oomblik wanneer ons lewe ons iets sê, iets aan dink, of hoe ons na iets kyk, hoe sou Jesus dit gedoen het? Ons gebruik vir Jesus as ons voorbeeld om regverdig te lewe en opreg te lewe, soos wat dit sy wil is in die woord. Dit is wat Jesus graag wil hê. En ek daag julle vandag om dit te doen vir hierdie week wat voorlê. Kom ons wees getrou daarin om te lewe soos wat Jesus van ons wil. Hy sê ook in Kolossense 4, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging, bly biddend en bedink die dinge wat bo is, nie op die aarde nie, want ons is heilige wesens, want ons het die Gees van die Here in ons. Hy sê hierso, verder met wat aansluit by Efesiërs 4, wandel in wysheid teenoor die wat buite is. Wat bedoel hy met die wat buite is? Dit is die mense wat in die wêreld is, wat nog nie Jesus aanbid nie, wat hom nog nie aangeneem het nie. Hy sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, gebruik van die tyd van die wêreld, en gebruik dit in die evangelie. Gebruik tyd sodat jy tyd het, koop tyd uit sodat jy tyd het, om met die mense te kan wandel wat buite is. Laat julle woord altyd aangenaam wees. Daar kom nog 'n belangrike ding in, hè? Vrolik wees, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. Wat bedoel hy daarmee? Ons moet die sout van die aarde wees. Wat doen sout? As jy te veel sout gebruik, word jy dors. En daardie dors, wat jy dan met jou woorde wat jy met sout besprinkel, maak die mense dors wat in die wêreld is, sodat hulle kan smag na die ewige water wat Jesus vir ons bied, waarvan ons nooit weer sal dors word nie. Ons moet die uitlokking wees, soos wat ons lewe en optree, sodat almal wat dit hoor, dors gaan wees, en gaan hunker en smag, en soekend na wees van die lewende water, sodat julle kan weet, hoe julle iedereen moet antwoord. Daar skep hy vir ons 'n geleentheid, om vir daai mense dors te maak, en wanneer hulle kom met vrae, dan gaan ons die regte antwoorde vir hulle gee, wat uit die woord van Jesus uitkom. Dis my beroep aan julle, dis my uitdaging, en ook, dit is ook uit die woord van die Here, so die Jesus daag ons almal daardeur uit, om so te lewe,
om vir hom vrugbaar te wees in sy woord, in sy evangelie, in elke een se bediening, want ons elkeen het 'n bediening. Ons bediening is Jesus Christus, sy evangelie, om aan ander mense uit te dra. Mag dit so wees hierdie week, mag ons getrou wees daarin, mag ons opreg wees, en mag ons gehoorsaam wees aan dit wat die Here vir ons gee, en ek bid, dit is my gebed vir julle, blessed, be blessed, en gaan vooruit. Baie dankie.